Dis 'n heerlike middag. Hier in my studeerkamer in Villiersdorp. Ek wil vanmiddag met u hoofstukke 14, 15, 16 en 17 van die wonderlike evangelie van Johannes met u deel. En die vraag wat ons beantwoord is, praat Johannes 14 veral vers 1 tot 3 oor die wegraping, of is 'n wederkoms van Jesus, of gaan dit hier oor iets veel dieper en heerliker? En ek wil sommer dadelik van die begin af sê, ek glo dit is 'n laasgenoemde. Maar kom ek lees vir julle die eerste 3 verse. Jy ken dit waarskynlik baie goed, want ek dink in baie kerke en deur baie predikers is dit al aangehaal as 'n wegrapingsvers of as 'n wederkomsvers. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Ek het hier ingeskryf al jare gelede in my Bybel, deur die kruis. Jesus gegaan om vir ons plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En dan sê Thomas, nee, ons ken nie die weg nie. Wat is die weg? En dan sê Jesus in vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. 'n wonderlike vers ook vir my persoonlik, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. So, gaan dit hier oor die wederkoms? Gaan dit hier oor die feit dat Jesus sê, ek gaan so vir 'n rukkie weg en dan kom ek terug? Of ek gaan vir 2000 jaar, miskien 5000 jaar, miskien 10.000 jaar weg, en dan kom ek terug en dan sal ek julle neem na waar ek is. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ag, jy weet, en mense sien, ons oordeel soms goed materieel, want ons is so behep met ons huise hier op aarde, met mansions. Ons wil hierdie mansions in die hemel gaan woon. Ek dink Jesus het van iets baie heerliker gepraat, en is eintlik frustrerend, dat ons hierdie wonderlike waarheid, wat ontsluit word in hoofstuk 14, ook verder opgebreek word in hoofstuk 15, 16 en 17, dat ons dit so verskraal tot 'n wederkomsversie, tot 'n wegrapingsversie. Wegrapingsteologie is in elk geval op baie dun sand gebou, op beweegbare sand gebou. Maar kom ons lees ook vers 16 tot 17. Jesus gaan voort, nadat hy gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei en ek gaan julle neem na waar my Vader is. Want in my Vader se huis is daar baie wonings. Vers 16 sê Jesus, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee by julle te bly tot in ewigheid. So hier lyk dit onmiddellik asof dit nie so vinnig gaan gebeur dat daar 'n wegraping gaan wees nie. Want ons het die Heilige Gees nodig, die trooster, 'n ander helper, 'n ander instaatsteller om by julle te bly. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wees agterlaat nie. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Wonderlike woorde van vertroosting vir 'n groepie disippels wat 'n bietjie onseker is, want hierdie man wat hulle die afgelope tyd so gewoond geraak het aan, wat hulle kon sien, wat hulle kon voel, wat hulle mee saam geleef het, wie se wonderwerke hulle gesien het, wie se ongelooflike wysheid hulle ervaar het, praat nou van weggaan. En daarom sê Jesus, moenie bekommerd wees nie, want wat nou gaan gebeur, het geweldige implikasies. Dit gaan 'n verdieping bring, dit gaan 'n vergroting bring, dit gaan 'n groter heerlikheid bring as wat julle selfs in die vlees nou ervaar het. In Johannes 14 vers 19 sê Jesus, nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag, vers 20, sê julle weet, dis nou die dag van die Gees, dis nou die dag nadat Jesus
as persoon weg is, maar die trooster gekom het. Dis 'n nuwe dag, dis 'n nuwe dispensasie van sy teenwoordigheid. En hy sê, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my en hom openbaar. So, Jesus is nie weg in die sin van, hy is nie betrokke nie. Nie die Gees wat kom, die trooster wat kom, en Jesus, daar's 'n interaksie, en dan sê Jesus, die tyd van die Gees, die dispensasie van die Gees sal julle weet, dat ek in my Vader is, en my Vader in my, en ek in julle, en julle in my. En hoe gebeur dit? Deur die Gees. Dis wat die Gees gaan openbaar. Dis wat die trooster, die Gees van die waarheid gaan openbaar. En reël maak, werklik maak vir sy disippels. Dis 'n nuwe dimensie van verhouding. Hulle gaan nou op dieselfde plek wees wat Jesus vandaan gekom het. Die intimiteit van sy Vader. Uit die boesem van sy Vader. Want net die seun wat uit die boesem van die Vader uitkom, kan hom verklaar, kan hom openbaar, kan hom werklik maak vir sy disippels. En dit is deel van die belofte van Jesus in Johannes 14, 15, 16 en 17. En dan in hoofstuk 15 gaan Jesus verder om hierdie intimiteit, hierdie eenheid. En nou in vers 20 het hy gesê, praat hy van hierdie wonderlike interpenetrasie. Vader in Jesus, Jesus in die Vader, Jesus in ons in Jesus. En dan dit alles vind plaas deur die Heilige Gees. Wat 'n heerlike eenheid, wat 'n gospel, wat 'n goeie nuus van eenheid, 'n gospel of union. Dan in hoofstuk 15 spandeer hy die eerste paar verse om te sê, ek is die ware wynstok. Julle gedink Israel, fisiese Israel is die ware wynstok. Want die wynstok was altyd 'n simbool van Israel. Maar hy sê, ek is die ware Israel. Ek is die een aan wie al die beloftes toegesê is, en in wie al die beloftes vervul word. Paulus sê trouwens, elke belofte is ja en amen in Jesus Christus. Daar's net een Israel. Laat ons sommer die Israel storie ook vir eens en vir altyd hier oplos. God het net een Israel. Dis die Israel wat is nie na die vlees nie, maar na die gees. Besnydenis is nie dit wat in die vlees gebeur nie, maar in die hart. En Jesus is die ware Israel, hy is die ware wynstok, en hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein, die woord wat ek tot julle gespreek het, bly in my, soos ek en julle, sien hierdie eenheid, hierdie wederwysige, interpenetrerende eenheid wat daar is, hierdie intieme verhouding. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as hy nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. So, Jesus sê ek is die ware wynstok. In 'n sin sê ek is die ware Israel. En alleen die lote wat in my bly, deur geloof, wat glo dat my geloof het hulle gered, my geloof het hulle bygevoeg, my geloof het hulle ingesluit in die wonderlike kruisiging en die heerlikheid van die opstanding. En alleen in hierdie wederwysige verhouding, in hierdie intimiteit, gaan daar vrug in jou lewe wees. Geen wet, geen reël, geen regulasie, geen hoeveelheid kerk toe gaan, geen hoeveelheid gebed, geen hoeveelheid vasting gaan die vrug voortbring nie. Dis alleen hierdie wederwysige verhouding, hierdie liefdesverhouding, hierdie intimiteit tussen Vader, Seun, Heilige Gees en die seuns. Halleluja. So, dis vers 15. Jesus beskryf hierdie eenheid tussen die wynstok en die lote as orgaan. Jy weet nie altyd waar die wynstok ophou en die lote begin nie. Dis so 'n eenheid, dis so 'n intimiteit, dis so organies. En dit is die eenheid wat Jesus gekom het om ons in te neem. Ek gaan julle neem na waar ek is, want dit is die fellowship, dis die koinonia, die intieme gemeenskap wat ek uitkom, uit die boesem van my Vader uit, en ek gaan vir julle plek maak daar. Dan gaan hy in hoofstuk 16 aan, en hy sê meer oor die Heilige Gees, hy gee baie meer inligting
oor die bediening, hierdie dispensasie van die Gees wat kom. Wat Paulus ook in 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, is die Here is nou die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, daar is intimiteit, daar is aangesig tot aangesig verhouding, en soos ons in hierdie verhouding wandel, word ons self van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid, ja, van die ou verbond heerlikheid wat maar tydelik was, wat van verbygaande aard was, na die nuwe verbond heerlikheid, wat uit die innerlike mens voortkom, en wat al helderder, progressief helderder, duideliker, meer akkuraat word. Deur verhouding, deur hierdie eenheid. Vers 5 tot 11 van Johannes 16 sê Jesus, en nou gaan ek na hom. Sien, hy is nog steeds besig om aan te sluit by hoofstuk 14. Ek gaan om vir julle plek te berei. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Hierdie is nie die voordeel van 'n wegraping van die aarde af nie. Ag, die Here se hart is vir die aarde, God se hart is vir die nasies. Hoekom sal hy nie sy sout en sy lig wil wegneem vir 7 jaar of hoe lank ook al? Dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie aan julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En dan sê hy wat die trooster gaan doen, hy gaan oortuig van sonde, omdat hulle nie in Jesus geglo het nie, en hy praat eerstens hier met die Joodse gehoor. Dit is tog vir wie die Bybel in die eerste plek geskryf is. Maar dit is ook vir ons geskryf. Van geregtigheid, omdat hy na die Vader gaan nie meer, ons hom nie meer sal sien nie, maar ons het nou sy geregtigheid ontvang. Vader het sy geregtigheid openbaar en vir ons gegee, uit genade uit, van oordeel om die owerste van hierdie wêreld geoordeel is, nie nog geoordeel gaan word nie, reeds geoordeel is, maar ons leef asof hy nog nie geoordeel is. Ons laat hom toe om weg te kom, die owerhede, magte en kragte, laat ons toe om weg te kom met moord, letterlik en figuurlik. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor van Jesus, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy het sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ek wil gou dit sê oor die Heilige Gees. Moet nooit die Heilige Gees 'n plek gee wat die Heilige Gees nie self wil hê nie. Die Heilige Gees se groot doel is om Jesus te verheerlik. Ek vind dat die Heilige Gees, en ek glo die Heilige Gees altyd baie min, weet jy, hierdie dae van wegrapingsdatums hoor as die Gees het en dit aan my geopenbaar. Die Gees het die 23ste en die 24ste aan my bevestig, en my kinders het gedroom, en dit sê mos in Joël, die kinders sal droom met die ou mense gesig te sien. Ja, dit is so, maar die fokus sal altyd Jesus wees. Die Heilige Gees is vir ons gegee om ons in die volle waarheid, ek is die waarheid, die weg en die lewe, sê Jesus, om die volle waarheid aan ons, om net meer van Christus in ons, want dis die geheimenis wat vir eeue en geslagte en vir profete en engele verborge was, vir epochs, vir tye en eeue, maar geopenbaar is sedert Paulus gekom het. En dit is wat die Heilige Gees, dis die waarheid wat die Heilige Gees in sy kerk, in die seuns van God, wat die dogters insluit. En gender is nie, geslag is nie 'n ding in God se geestelike ekonomie nie. Dis 'n ding in terme van funksionaliteit. Daarmee sê ek nie, jy weet, transgenderisme is reg. Wat ek sê is dat daar's nie man, vrou, ryk, arm, en ons staan almal gelyk voor Christus en in Christus. En die Heilige Gees sit die volle fokus, sit die volheid van die soeklig op Jesus Christus en veral die waarheid van Christus in ons. Ek haas my nou so 'n bietjie. So Johannes 16 vers 16 tot 22 het ek miskien al gelees. Hy sê 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien omdat ek na die Vader gaan. Jy sien, hy bly praat oor vir 'n tydjie gaan julle my nie sien nie, vir 'n nie 'n tyd nie 2000 jaar nie 5000 jaar nie 10000 jaar. Hy sê 'n klein tydjie, miskien 3 dae, jy weet, sal julle my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Sommige van sy disippels het toe onder mekaar gevra, wat is dit wat hy vir ons sê? 'n Klein tydjie en julle sien my nie, weer 'n klein tydjie en julle sal my sien en ek gaan na die Vader.
Hulle het dan gevra, wat is dit wat hy sê? 'n Klein tydjie, ons weet nie wat hy sê nie. En Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra. En hy sê vir hulle, ondervra julle mekaar daaroor dat ek gesê het, 'n klein tydjie en so nie sê ensovoorts. Voorwaar ek sê vir julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees. Maar julle droefheid sal in blydskap verander. Wat dink jy het gebeur op die opstandingsmôre in die eerste plek? Daar was blydskap nadat hulle aangegryp was deur die feit dat dit werklik Jesus is opgestaan het. En 50 dae later was daar nog groter blydskap vir 'n groter groep toe die Heilige Gees uitgestort is. En skielik sê die disippels en besef die disippels dat dieselfde Jesus wat saam met ons gestap het, dieselfde Jesus wat die brood vermeerder het, wat op die water gestap het, wat die storm stil gemaak het, wat in liefde uitgereik het na die prostituie en die dronkaards en die skuim van die aarde. En so God se liefde vir die mensdom openbaar. Hierdie selfde Jesus woon nou hier in ons. En hulle het begin doen om uitgegaan en Christus gedemonstreer aan die wêreld. En daarom is hulle ook Christene genoem, wat letterlik beteken, as eintlik 'n spotwoord, die klein Christusie. Kyk nou, hulle dink almal is klein Christusies. Ag Here, gee ons weer. Laat ons weer klein Christusse wees. Omdat Christus in en deur ons werk. Nie omdat ons dink ons is Elia wat moes kom, of ons is Christus in onsself nie, of omdat we just have this Christ spirit, ons het hierdie Christus vonk in ons het die God vonk, nee, daar's net een Christus wat saak maak in my lewe, en wat behoort saak te maak in jou lewe, en dis Jesus Christus, wat deur die kruis dood is, en die dood oorwin het, halleluja, wat in die dieptes van ons ellende, en ons skande, en ons sonde ingegaan het, en vir ons 'n pad oopgebreek het, en die mag van en die houvas van die mag van die dood gebreek het, die heerskappy van die dood gebreek het oor ons, sodat daar 'n nuwe geslag, 'n nuwe mensheid opgestaan het, saam met Christus, op die opstandingsdag. Prys die Here. Julle droefheid, dis die kruis, en die opstanding wat die mense droefheid, die disippels se droefheid, na blydskap verander het, en hy sê hierdie blydskap sal altyd by julle bly. Johannes 17, ek sluit daarmee af, vers 15. Nou luister nou, dis hierdie Johannes 17 is Jesus se gebed, wat hierdie gedeelte wat ek nou behandel het, van hoofstuk 14, eintlik 13 al, maar 14, 15, 16, 17 in die besonder, sluit hy nou af met sy hoë priesterlike gebed. Sy disippels kan hom hoor bid. Hulle kan hoor wat hy bid, en hy bid die volgende. Nou dink nou terug en toe ek begin het en my gesê, baie mense sê, dis 'n wegrapingsversie, of 'n wederkomsversie. Johannes 17 vers 15. Jesus eindig, ek het hulle u woord gegee, dis hoe. Ek bid nie dat u julle, dis vers 15, ek bid nie dat u julle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u julle van die bose bewaar. Is dit nie duidelik nie? Ek bid nie dat hulle die wêreld wegneem. Dis die sout van die aarde. Ons is die lig van die wêreld, sê Jesus. Julle is die sout van die aarde. Waarmee sal ek dit sout? As die sout laf geword het, of as die sout weggeneem word, hoekom sal ek die sout wel wegneem? En dan sê hulle, vers 17, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Maar die Christene wil net weg. Ons wil net weg uit hierdie vieslike, vuil wêreld uit. Want ons het die boodskap van die evangelie verloor. Ons is we were deceived by the evil one, by the powers, die magte en die kragte, soos Paulus sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die magte en kragte het 'n nommer op ons gespeel, en op die kerk se teologie, en deur Scofield Bybels, en John Nelson Darby's en dispensasielere, het ons die kerk gekastreer van sy oorwinnende boodskap, van die oorwinnende boodskap van Jesus Christus, wat getriomfeer het oor die dood, wat nou in ons woon en deur ons werk, en deur ons wil werk, wat homself tot so 'n mate wil manifesteer deur ons, dat selfs die skepping vry kan kom. Halleluja! Wat 'n droom, wat 'n visie. Ek wil amper sê, wat wil ek in die hemel gaan maak, as
die hemel op aarde moet realiseer, soos Jesus ons leer bid het, laat u koninkryk kom, laat u heerskappy kom, laat u wil geskied hier op aarde soos in die hemel, want die aarde, Psalm 24:1, behoort aan die Here en die volle daarvan, en elke siel wat daarop woon. Jesus vra dat ons nie uit die wêreld weggeneem het nie. Vers 20, ek sluit daarmee af. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dis ek en jy. Dat almal een mag wees. Kyk nou God se hart. God se hart is nie vir ons om in die hemel te gaan rondsit vir 7 jaar en dan breek alle hel hier op aarde los nie. Nee, hy het 'n passie vir die wêreld. Hy het 'n passie vir die kosmos. Hy het 'n passie vir hulle wat nog in blindheid en in onkunde rondhardloop. En ons sien dit vandag manifesteer. Ons sien 'n manifestasie en 'n, ek wil sê 'n volwassenheid van die bose, van hulle wat gedemoniseer is. Hulle is ook God se mense. Ons kan hulle nie maar net veroordeel en wegstuur nie. Ons moet 'n sekere verantwoordelikheid vat as gelowiges vir wat aangaan in die wêreld. Trouwens, ek dink ons moet groot verantwoordelikheid vat, veral deur ons teologie, veral deur die nonsens wat ons vir 2000 jaar al preek vir mense. En veroordeling. Terwyl ons die bediening van versoening ontvang het, sê Paulus, het ons gehardloop met 'n bediening van veroordeling, van hardheid. En in plaas van genade bedien, en in die heerlikheid van die nuwe verbond, het ons beelde en skadubeelde en dae en feeste omhels, wat lank al vervul is in en deur Jesus Christus. Hy is die waarheid, hy is die beeld wat die skaduwees veroorsaak. Die skaduwees het hom gedien, hulle is nou verby. Maar ons bly vashou aan hierdie infantiele tipe teologie en godsdiens. Hoor wat bid Jesus, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle hoor, dat almal een mag wees. Hierdie eenheid waarvan ek praat, van hoofstuk 14 af, dieselfde plek, ons sal dieselfde plek wees waar hy is. Dis 'n plek van eenheid. Ek is die wynstok, julle die loot, dis 'n plek van eenheid. Dat hulle ook in ons, daardie dag sal julle weet dat ek aan my Vader is en my Vader in my en ek en julle in my. Dat ons een mag wees, dat hulle met ons, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Dieselfde eenheid wat in die hemelse realm, dimensie bestaan tussen Vader, Seun en Heilige Gees, waarvan ons deel gemaak is deur die opstanding van Jesus Christus, want het ons nie saam met hom gesterwe, is ons nie saam met hom begrawe, en het ons nie saam met hom opgestaan. Is ons nie saam met hom verheerlik, en sê Paulus, ons sit nou in die hemelse plekke, en ons regeer in hierdie lewe, die gawe van geregtigheid nie. Want Vader wil hierdie koinonia, hierdie intieme eenheid demonstreer aan die wêreld. Sy hart is die wêreld. Sy hart is nie 'n fisiese Israel of 'n fisiese Palestina nie. Sy hart is nie net vir 'n fisiese Suid-Afrika of die Afrikaner volk nie. Sy hart is vir die ganse mensdom. Sy hart is vir die kosmos. Sy hart is vir die wêreld. Hy wil sy heerlikheid deur sy seuns openbaar, wit, swart, geel, pink, man, vrou, arm, ryk, sodat die wêreld kan glo dat Jesus die waarheid is. Ek het hulle die heerlikheid gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en een my. Kyk hoe herhaal Jesus dit, sodat hulle volkome een kan wees. En dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. En hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Dat ons die liefde wat God, die Vader, Papa God vir sy Seun Jesus het, kan ervaar in ons eie harte. Want dis waar Jesus woon. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Dis Johannes 14 vers 1 tot 3 se vervulling. Ek wil dat waar ek is, in U hart, in U boesem, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Daardie wat Paulus nog praat, 2 Korintiërs 3 vers 18, sodat ons van heerlikheid tot heerlikheid, van die heerlikheid van die ou verbond, na die heerlikheid
die progressiewe heerlikheid van die nuwe verbond kan verander, totdat ons ook skyn soos Jesus op die berg van verheerliking. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken, en hulle hier het erken dat U my gestuur het. En so sluit hy af, en ek het U naam. Dis nie 'n naam, Yahweh, net Yahweh, of Elohim, of Adonai. Dis sy naam, sy karakter, sy wese, wie en wat hy in homself is, in sy diepste wese. God is liefde. Yahweh is liefde. Papa is liefde. En ek sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees. En ek in hulle. Christ in us. Christus in ons, die hoop op heerlikheid. Dis die boodskap van hoofstuk 14, 15 en 16 en 17. En daarmee gaan ek afsluit, en ek wil regtig vra, as die 23 en die 24 gekom het, en U teleurgesteld en ontnigter is, God het U nog steeds lief, maar maak erns met die woord. Ons kan alleen geheilig word deur die waarheid. Jesus is nommer 1, die waarheid. Wyk net so 'n bietjie van Jesus af. Bring so 'n bietjie ander goedjies by, soos dae en feeste en sabbate en dispensasies en allerlei sensasionele koerantopskrifte, en jy gaan dit mis. Jy gaan die heerlikheid van Christus in jou mis. Maak erns met die woord. En moenie omdat iets teologies klink, dit sommer net een kant toe skuif en sê, nee, dit klink nie vir my gesalfd genoeg nie. Daar's nie 'n groter salwing as die lewende woord in ons hart en in ons mond. En daarmee gaan ek vir die groet, en gaan net vra dat die Heilige Gees, die trooster, in ons harte sal werk, en in U hart sal werk, om die volle fokus op Jesus te draai, sodat ons hom opnuut sal sien, die vleesgeworde woord, wat gekom het om ons Vader te openbaar in sy liefde, wat gekom het om vir ons deel te maak van hierdie wonderlike eenheid, om ons te neem na die plek waar hy is, in diepe intimiteit met Papa. Jy weet, as dit tyd moeilik was vir my om te sê Papa, ek en my pa het goeie verhouding gehad, maar ek het hom nooit Papa genoem. Ek dink nie so, want ek nou 'n groot man geword het nie. Maar dit is vir my maklik geword deur die Heilige Gees om te praat van Papa, en te dink aan my, aan God. Hy is nie net die almagtige God en Vader nie. Hy is my Papa. Kan jy dit sê? Die Here sien jou.